Goeiemôre. Baie welkom aan een en elkeen van julle vanoggend hier in die kerk hier. Waar ek vanoggend verder praat of die laaste gedeelte oor die doop. Net soos julle daar sit, kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou my skrifgedeelte is vanoggend uit Efesiërs 4, maar voor ons daar lees, gaan ek vir ons 'n kort gebed doen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord, en dankie vir genade, en dankie vir u o Gees van God wat werk in ons lewens. Dankie vir hulle wat vanoggend hier is in die kerk, ten spyte daarvan dat ons min is, Here, en hierdie moeilike onderwerp, die doop. Dankie dat u vir my deur die Gees gelei het. So bid ek ook, Here, dat u ook dit wat u vir my oopgebreek het, ook so aan hulle sal oopbreek. En dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot 16, ek lees graag vir julle. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewens wandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees. Soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en vals leraars, ons met hulle slinksheid en listigheid of dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover. Laas Sondag het ons so ter inleiding net so aan die doop geraak, of vrae gevra rondom die doop, en vrae geantwoord rondom die doop, om julle geheue dalk net weer te verfris. Gaan ek net dalk weer kortliks na die vraag kyk.
want dit gaan dalk vir ons weer 'n duidelike prentjie gee van die doop en hoe ek die doop moet verstaan. Ek weet nie wie van julle kan onthou met die eerste vraag wat ek gevra het. Hoekom moet ons doop? Want dit is 'n opdrag van die Here Jesus wat die hoof van sy kerk is aan sy kerk. Matteus 28 vers 19 is seker een van die bekendstes. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Markus en die Lukas evangelies is nie so duidelik in die opdrag soos Matteus 28 self nie, maar dit raak punte aan op 'n ander manier. Die Johannes evangelie is weer amper sou ek sê die oud evangelie, want hy verskil heeltemal van die eerste 3 evangelies. En ons sien die opdrag anders waar die Here Jesus vir Petrus 3 keer die vraag vra of hy hom liefhet, waarop Petrus elke keer ja antwoord en tog begin moedeloos word, so die Here vir hom dieselfde vraag by vra. Maar as jy mooi opgelet het, die Here Jesus vir Petrus elke keer 'n ander antwoord gegee. Die eerste een is 21 vers 15, laat my lammers wei. In vers 16 sê hy, pas my skape op. En vers 17, laat my skape wei. Van die Markus tot die Lukas, tot Johannes evangelie, kom die opdrag nie so duidelik deur dat die disippels in die naam van die Vader en Seun in die Heilige Gees gedoop moet word nie. So ons moet kyk na die hele woord wat God se woord vir ons sê rondom die doop, behalwe Matteus 28 vers 19. Maar in die boek Handelinge kom ons dit baie duidelik agter dat die disippels gedoop het. Met ander woorde, die doop is 'n opdrag van die Here Jesus self, en net so ook die nagmaal, doen dit so dikwels as wat julle kan tot my nagedagtenis toe die Here Jesus van die nagmaal gepraat het. Die doop en die nagmaal maak deel uit van ons 2 sakramente en is heilig en wese, en soos ek laas Sondag gesê het, hulle betekenis lê in Christus Jesus, soos die Nederlandse geloofsbelijdenis dit ook noem. Bedoelende, die waterdoop is nie die wedergeboorte nie. En net so is die brood en die wyn nie fisies die liggaam of die bloed van Christus Jesus nie. Nog 'n vraag wat ons gevra het, kan die doop red? Nee, natuurlik nie. Anders sou die kruis eintlik verniet gewees het. Onthou wat ek gesê het. Die doop se betekenis of woorde lê in Christus Jesus alleen. En hoe lê dit in die Here Jesus? Dit lê in dit wat hy aan die kruis gedoen en bewerk het, die hele Paasgebeure. En dit is ook die belangrikste deel in ons kerk se geskiedenis, is Paastyd. Met ander woorde, in kort gesê, is die doop is 'n opdrag om in die naam van die drie-enige God gedoop te word, Vader, Seun en Heilige Gees. En die doop is 'n sakrament wat sy betekenis in Christus Jesus het. Nou, ek gaan nie vanoggend uitwy oor die woord sakrament nie, want dit is nie 'n woord wat so seer binne God se woord voorkom nie, maar dit is 'n woord wat met verloop van tyd in die Christendom deel van die Christendom geword het. Net soos die woord gemeente of kerk, om ons sê kerk ook nie 'n woord wat in die Bybel voorkom nie, maar die woord gemeente kom in die Bybel voor. Die doop is 'n teken van die werklike, soos die tekens ook 'n teken is van die werklike. Wat dan die betekenis het dat die doop nie red nie, maar Christus Jesus red? Dit het ek reeds vir julle gesê, en ek gaan nie vanoggend so seer daaroor uitwy nie. 'n baie belangrike vraag
Ek het nou vir julle die eerste gedeelte net so vinnig gesê, want ek was bang ek sê weer te veel van laasweek se preek. Maar 'n baie belangrike vraag wat ook gevra moet word is: ontvang ek die Heilige Gees as ek gedoop word? En veral in hierdie stelling vind sy inslag binne in die charismatiese bewegings en in sekere van die baptiste kerke. Nou ek is nou nie vanoggend hier om 'n klip na 'n kerk toe te gooi. En dan moet ons ook duidelik onderskei wat se doop praat die Bybel van. En juis hierdie vraag wat ek vanoggend hier vir julle vra, het ek juis laasweek nie beantwoord nie, bloot omdat die tyd ook nie genoeg was om dit in detail te bespreek nie. Maar kom ons kyk vanoggend na 'n paar tekste. Markus 16 vers 16 het ons laasweek oor gepraat. Hy wat hom glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel. Dit sê die ou vertaling. Die nuwe vertaling sê, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word, wie nie glo nie, sal veroordeel word. Terwyl die Griek sê, hy wat gedoop is. Kom ons gebreek hierdie gedeelte, of hierdie vers, in 2 dele op. Die eerste deel is, hy wat glo en hom laat doop of gedoop is, sal gered word, en die tweede gedeelte, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou kyk nou baie mooi. Die tweede gedeelte voeg die evangelis nie weer die woord gedoop is by nie. Maar hy sê, hy wat nie glo nie, sal nie gered word nie. Ek is 'n voorstander van die ou vertaling. Maar soms het die vertalers nie so goed vertaal wat in die Griek sê nie. Dis hoekom ek altyd as ek kyk na 'n teksgedeelte, dan kyk ek na verskillende vertalings en ek kyk wat die oorspronklike vertaling sê. Wat baie interessant is om op te let, die 1953-33 vertaling het hulle vertaling baie geskoei op die King James Version, wat uit die 16de eeu uitgekom het, baie van julle weet dit. Die King James Version vertaal dit met being baptized, saved and being baptized. Nou waarvan praat die Bybel as hy hierso sê? En dis hoekom ek gesê, dis so belangrik, ons belydenisskrifte maak onderskeiding tussen 2 dope. Mense, hierdie dinge is dinge wat nie nou net oordink is, hierdie dinge is wat baie eeue heen oordink is. In die reformatie kom hierdie dinge meer as 500 jaar, in die Nederlandse geloofsbelydenis maak onderskeid tussen 2 dope. Die een doop skryf hy met 'n hoofletter, wat verwys waarvan Paulus praat, die bad van die wedergeboorte, en die ander een waarvan hy praat, se doop met 'n klein lettertjie, waarvan hy praat van die doop met die water. Johannes 3 vers 1 tot 21. Die meeste van julle weet, dit gaan oor die verhaal wat die Nikodemus in die nag na die Here Jesus gekom het. Self 'n skrifgeleerde, 'n fariseer gewees, een wat onderrig was in die skrifte. Kom na die Here Jesus en hy kom vra die Here, en ek lees nie die hele stuk nie, maar ek lees vir julle veral vanaf vers 3 tot 6. Daarop sê Jesus vir hom, dit is Nikodemus, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore, weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 4. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word
as hy al 'n ou man is. Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Vers 5. Jesus het hom geantwoord: Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Vers 6, wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Ek wil julle graag eers, voor ek julle hierdie stuk verduidelik, wil ek julle iets verduidelik, sodat julle kan verstaan. Ons moet altyd onthou, God se woord, as hy iets gesê het, laat hom nooit self in die duisternis. Die woord lê hom altyd self uit. En dis hoekom ek nie self daarvan hou om aan een versie vas te hou nie. Jeremia 29 vers 11 tot 13, baie mense van julle ken hom, en ek wil dit graag vanoggend vir julle lees, want ek sien, Vrydag toe ons Pretoria toe gery, toe sien ek wie agter 'n vrou se kar, toe staan Jeremia 29 vers 11. Nou ek lees julle net vers 11, luister mooi. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. En baie mense hou vas aan hierdie een ding, want dit is wat die Here vir my gesê het. Maar dan lees ons nie vers 12 en ons lees ook die vers 13 nie. Vers 12 sê: Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Nou hoor nou mooi vers 13. Vers 13 sê: Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Die belofte in vers 11 gaan nie van toepassing wees as vers 13 nie nagekom word nie. God gee altyd 'n belofte of 'n woord in sy woord, en as die voorwaarde nie nagekom word nie, dan gaan die belofte ook nie in vervulling gaan nie. En baie mense lees nie dinge wat vooraf met Israel gebeur het nie, dat Israel eintlik in ballingskap was. Dat God eers deur hierdie ballingskap met Israel moes werk, voor hulle op daardie punt kon uitkom. En baie keer dan dan raak ons verward, want die Here het vir my dinge beloof, en dan gebeur die dinge nie. Maar ek kom nie self die dinge na, wat die Here in sy woord sê nie. En net so, om nog 'n punt te illustreer, baie mense lees dit so verkeerd. Johannes 1. En baie evangeliste of predikers gebruik die volgende versie wat sê, Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Dan praat ons dan maak ons 'n uitnodiging op grond daarvan, maar ons lees nie verder nie. Hulle is dit nie van nature nie. Nie deur 'n drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar as God is maar God is hulle Vader. Maar hier is 'n baie swak vertaling. Maar dit is die Griek sê, dit is iets wat uit God uitkom. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof kom deur die gehoor. God werk die geloof in die mens. Dis nie omdat ek besluit het om te glo nie. God werk daar die geloof in my en jou, en daarom kom ek tot geloof in hom. Nou wat maak 'n mens nou met hierdie teks wat ek vir julle uit Johannes 3 gegee het, die gesprek wat die Here Jesus met Nikodemus gehad het? Die Here Jesus het aan Nikodemus verduidelik wat moet gebeur voor hy in die koninkryk van God kom.
Die Here het nie vir hom 'n metode gegee wat hy moet volg om daar te kom. Die Here Jesus het vir hom gesê, as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Dit het die Here vir hom gesê. Hy sê net, as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Wat sê dit? Dis uitsluitlik die werk van die Heilige Gees. Net so min soos wat jy betrokke was die dag toe jou ma geboorte aan jou geskenk het, net so min is ek en jy betrokke by die weergebore, soos wat jy nie betrokke was by die geboorte nie. Net so min is ek en jy daarby betrokke. Dis 'n werking van God. Ek het al mense gehoor, vers 5 en 6. Ek lees dit graag vir julle weer. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. Vers 6 verduidelik die Here Jesus wat hy bedoel het met water. Die water waarvan die Grieks hierso praat, is nie hierdie water nie. Die water waarvan hy praat, hier sê hy vers 6, wat uit die mens gebore is mens. Dis die vrugwater waarvan hy praat. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Water red nie. Of as ek oortuig voel, na ek tot bekering gekom het, dat ek nou God se gees gaan ontvang, dit hou nie water nie, dit staan nêrens in die woord nie. Met ander woorde, Markus 16 vers 16. Waarvan praat Markus hier? Die Grieks gee vir ons 'n aanduiding waarvan hier gepraat word. Met ander woorde, ons moet kyk wanneer die skrif die doop met die water met 'n klein letter gebruik, en wanneer gebruik die skrif wanneer hy die doop met 'n hoofletter waarvan hy praat, die waterbad deur die Gees, die wedergeboorte. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? Een vertaling van die oorspronklike, soos byvoorbeeld die verskeie Afrikaanse vertalings of die verskeie Engelse vertalings, gee nie vir jou 'n klinkklaar antwoord van dit wat die oorspronklike wil sê nie. Ek het nou die dag gehoor, hulle wil die studietydperk vir predikante verkort na 4 jaar toe. Hulle wil eintlik die oorspronklike tale uitsny. Ek wens ek kan vir julle verduidelik. Daar's nie genoeg tyd nie. 'n Party wil dit dalk nie hoor nie. Die absolute belangrikheid van die oorspronklike taal waarin die Bybel geskryf is. En nie net om 'n woordeboek te vat nie, maar om die morfologie, die struktuur van die taal te kan verstaan. Hoe dit werk, hoe dit in mekaar gesit is, mense, die ding is nie vir niks so geskryf nie. God se Gees het dit geïnspireer deur sy Gees en is so bedoel om so te wees. Ek sê altyd, 'n prediker, ek kan dit nie vir almal sê nie, maar die meeste gevalle is predikers wat nie oordentlik in God in die oorspronklike tale onderrig nie. Het eintlik 'n armoede in God se woord. Gister weer met 'n dame in die gemeente gepraat, wat vertel het van 'n ondervinding wat sy die naweek gehad het. Toe besef ek net weer, daar so baie goggas
daar buite. Ek kan nie net inspring en sê, dis wat hier staan, dat as ek net die oorspronklike taal, hoe die dinge in daardie tyd geskryf is, en wat hulle verstaan het nie, en as ek nie oordentlike agtergrondskennis het van die Ou Testament, hoe kan jy verantwoordelik en deeglik met God se woord wees? Dis 'n geweldige groot verantwoordelikheid om deeglik met God se woord te wees. En ek wil graag 'n baie eenvoudige voorbeeld gebruik. Ek het dit al vir die Bybelstudie mense vertel. Paulus praat van hy was geruk tot in die 3de hemel. Ek het as kind die idee gehad, daar's 3 hemele. Nou praat hulle van 'n hemel en nou is die 3 hemele. Maar ek het dit nie verstaan nie. Want ek het nie die beeld van die antieke tyd gehad, dis hoekom ek dit nie verstaan nie. En hoe het hulle dit in daardie tyd verstaan? Onthou, hulle het nie telefone en ruimteskepe gehad, hulle het nie geweet die wêreld bestaan uit verskillende solars en daar sonne en sterre en goed nie. Hulle het nie al hierdie goed geweet nie. Die eerste hemel was as jy plat op die aarde staan, is daai blou hemel wat jy sien. Dis wat hulle verstaan het, dis wat dit is. Die tweede hemel wat hulle verstaan het, is die sterre in die sonne, ander kant die blou hemel, dis wat hulle gesien het. Onthou, die aarde was vir hulle plat gewees. Die derde hemel, waarvan Paulus praat, is dit waar God self woon. Dis die hemel, dis nie daar's 3 hemele waarin God woon. Sien julle hoe belangrik dit is om al hierdie goed in ag te neem, voor jy maar net 'n ding sê, omdat jy nie weet. Hosea 4:6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daar is verskeie gedeeltes wat handel oor die doop. En my tyd is regtig te beperk om elke teksgedeelte in afsondering vir julle te neem en om bietjie meer in detail oor hierdie gedeeltes te praat. Daar is wel 'n paar dinge wat ek wil sê wat ons in ag moet neem, want dit is bepalend in die skrifgedeeltes. Nou wil ek die volgende ding sê. Markus 16 vers 16 in die ou vertaling het vir baie mense, en ek gaan reguit wees in die charismatiese bewegings, die idee gaan, dat as ek glo, nou moet ek my laat doop, en as ek my laat doop, ontvang ek die Heilige Gees. Dis 'n leuen uit die hel uit. As ek verskeie skrifgedeeltes in die boek Handelinge neem, nêrens is daar 'n vastigheid oor hoe hierdie dinge gebeur nie. Want ons lees van die Ethiopiër van Filippus, wat die Gees van God hom gevoer het, en hy die Ou Testament, hy die geskrifte gelees, toe vra hy het Jesaja gelees, toe vra hy, van wie word hier gepraat? Toe bring Filippus die evangelie aan hom, en hy kom tot geloof. En toe kom hulle naby waterstroom, toe sê hy, niks keer my, dat ek gedoop kan word, en Filippus doop hom. Nou moet ons ook verstaan, die Ethiopiër was nie 'n gelowige nie, hy was 'n heiding gewees. Ons moet dit ook in ag neem. Dieselfde met Lydia. Lydia en haar hele huisgesin het tot geloof gekom, en hulle was gedoop. God werk eerste die geloof in die mens,
voordat ek of jy kan glo. Johannes 1 vers 12 en 13. Maar aan almal wat hom aangeneem het, nie uit eie wil of uit eie besluit nie, maar deur God se Gees, omdat hy dit bewerk het. In Johannes 3 vers 20 tot 24 staan daar die volgende: Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan, en wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Hy praat nie van die 10 gebooie nie. En dit is sy gebod. Ons moet in sy Seun Jesus Christus glo, en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig hierdie gebod wat hy gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Gees gegee. As jy tot geloof gekom het, sê Johannes, die skrywer van die evangelie in hierdie brief, sê hy, ontvang jy God se Gees. Hy het nêrens gesê jy moet gedoop word om die Heilige Gees te ontvang nie. Die rower wat saam met die Here Jesus aan die kruis gehang het, was 'n moordenaar gewees. Die een het hom veroordeel, die ander een het gesê, ek en jy is skuldig en ons verdien die dood, maar hierdie man het dit nie verdien nie. En hy het 10-1 geweet van die Here Jesus. Dit was nie iets onbekends wat in daardie dae gebeur het nie. En wat sê die Here Jesus vir hom? Die Here Jesus sê, as ek jou doop, sê jy vandag saam met my in die paradys? Hy sê nee, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Hy het tot geloof gekom. Paulus skryf in sy briewe, hy sê, ek herinner my in Korintiërs by 1-2 geleenthede dat ek iemand gedoop het. Maar vir my is dit veel belangriker die kruis van Christus Jesus. 1 Korintiërs 2 vers 2. Ek het dit al vir julle baie gesê. Thomas, die een van die disippels, kom tot geloof in die Here nadat hy self gedoop was. Johannes 4 vers 2 staan daar, kom nie, ek kan nie onthou, maar Jesus se disippels het meer gedoop as Johannes die doper se disippels. So ons kan vanuit die veronderstelling gehad dat die Here Jesus se disippels self ook gedoop was, want die Here Jesus was self deur Johannes die doper gedoop. Maar tog in Johannes 20 lees ons van Thomas, wat die eerste keer nie daar was toe die Here Jesus in sy verheerlikte vorm aan die disippels in die bovertrek verskyn het, was hy nie daar nie, en toe hulle dit vir hom sê, toe sê hy sal dit nie glo nie, want hy wil eers met sy hande en sy wonde en sy sy vat. Die Here Jesus het dit geweet, toe kom die Here weer en hy verskyn weer in die bovertrek, en Thomas sit daar, en hy sê vir Thomas, bring jou hande, kom steek jou hande hier in my wonde, hier in my hande, in die wond in my sy. Wat sê Thomas? My Here, my God. My Here, my God. Met ander woorde, die doop is net 'n teken. Nie die bewys of die handeling dat ek die Heilige Gees ontvang het nie. Nêrens is die vastigheid of die handeling in die woord dat ek my moet laat doop nadat ek tot bekering gekom het nie. Alhoewel die Here Jesus vir ons sê, die doop is 'n opdrag. Maar beweeg weg van die feit dat mense sê die doop red. Want dit is 'n dwaling wat in die gereformeerde kerke is, en is 'n dwaling wat in die charismatiese kerke is, omdat mense nie die kruisboodskap nie verstaan nie.
Mense verstaan dit nie, dis hoekom hulle so glo. Die gedeeltes verskil van mekaar. Paulus, iemand bring die evangelie aan die Samaritane. Hulle word gedoop en hulle kom by Paulus, en Paulus praat van die Heilige Gees. Wat is dit waarvan jy praat, vra hulle vir Paulus. Sê het julle nie die Gees ontvang nie. Paulus lê die hande op hulle en hulle ontvang die Heilige Gees. Nêrens in God se woord is daar 'n vaste patroon vir hierdie dinge nie. Ons moet die geheel verstaan van die skrif. Nog 'n ding wat ons moet verstaan, is ons in die gereformeerde kerke bedien die kinderdoop. Julle het seker al vrae gevra, maar hoekom moet ons kinders doop? Want die Ethiopiër is deur Filippus gedoop nadat hy tot bekering gekom het. Maar jy verstaan en jy hoor die konteks nie, want die Ethiopiër was 'n heiden, toe kom hy tot geloof. Nou is die kinders wat kinders is van gelowige ouers, nie heidene nie, kinders van gelowige ouers. Handelinge praat daarvan die bewaarder, die tronkbewaarder, toe Paulus en Silas gevangene geneem was, en kom hy tot geloof, dan staan daar, hy en sy hele huisgesin is gedoop. Lydia, die is ons dieselfde van. Toe sy tot geloof gekom, is sy en haar huisgesin gedoop. Ons kan die aanname maak dat daar kinders ook sou gewees het, en dat daar kleintjies of babietjies, suigelinge, soos die Bybel gesê het. Ons kan nie noodwendig sê dat dit was in Lydia se huis, was daar baba gewees, en in die bewaarder se. Ons kan die aanname maak, dat daar iewers in mense wat tot geloof gekom het, wat gedoop is, dat daar suigelinge of kinders moes gewees het. Nou ek weet, in die charismatiese bewegings praat hulle van die inseën, né? Is ek reg? Ek gaan nie vanoggend praat oor dit nie. Ek wil vanoggend die vraag vra, ons wat binne die verbond groot geword het, binne die gereformeerde kringe. Sekerlik is daar 'n man en 'n vrou in ons kerk wat gelowig is, wat binne daardie huwelik word daar 'n kind verwek. Wat maak ek dan nou met so 'n kind? Ontneem ek hom van die doop, want hy het nog nie tot geloof gekom nie. En maak ek hom anders groot? Of doop ek hom en maak ek hom groot in die weë van die Here, maar eendag dat hy sal antwoord op hierdie verbond? Moet ek daardie kind uit God se genade uitsluit, omdat hy nog te klein is? Of omdat hy of sy nog nie tot geloof gekom het nie? Of kan ek daardie kind of kinders ook in die gemeenskap van die gelowiges opneem? Nog iets wat ons moet verstaan is dat die doop maar nie net iets is wat skielik in Christus se tyd gebeur het nie.
Voordat die Here Jesus met sy bediening op die aarde begin het, wat het Johannes die Doper reeds gedoop? Wat se doop het hy gedoop? Die bekeringsdoop. Ons lees dit ook, as jy geskrifte lees van die Qumran gemeenskap, die van julle wat al daarvan gehoor het, dat hulle 'n eeu of 2 voor Christus daar was die Qumran gemeenskap daar, wat al hierdie die Ou Testament perkamentrolle in kruite bewaar het. Daar in die Qumran grotte. Ek dink dit was in 1947 wat 'n Bedouinse seun, 'n skaapseun wat skape opgepas het hierdie geskrifte binne die Qumran grotte daar in Israel ontdek. Maar die gemeenskap het self ook gedoop. So lees ons ook in Jeremia wat hy praat daarvan. Nou hoekom word ons kinders reeds gedoop vroeg, terwyl hy of sy dalk nog 'n suigling is? Paulus skryf dat die besnydenis, die doop, het die besnydenis vervang. Gaan lees daar in Paulus se briewe. Ek kan nou nie presies die gedeelte onthou waar dit staan nie. God is 'n God van die verbond. Soos ek reeds laas Sondag daarna verwys het. God het deur die ganse mensdom, waarvan ek gesê het, ek gee julle weer daaraan herinner, die een van die eerste gebooie wat die God met die mense sluit, was een met Noag gewees, toe hy gesê het, hierdie watervloed sal nooit meer daar wees nie, en die teken daarvan is die reënboog wat ons vandag ook nog sien. As dit reën, of voor dit reën, of na dit gereën het, dan verskyn daar die teken daar. Dis die eerste verbond wat die Here met die mense sluit. Die tweede verbond waarvan ons lees in die Ou Testament, is die verbond wat God met Abraham gesluit het. Maar hoor mooi, Paulus sê, Abraham is die vader van die gelowiges. Nou Abraham is iemand wat uit die Ou Testament uitkom. Hy het nie in die tyd van die Here Jesus was hy nie daar gewees nie. Hoekom noem ons Abraham die vader van die gelowiges? Genesis 14 het God met Abraham 'n verbond gesluit op grond van wat hy geglo het. En dan staan daar, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En toe verder, toe sê die Here vir Abraham, vat almal wat aan jou behoort, jou kinds, alle manlike persone wat aan jou behoort, jou slawe, slavinne se seuns, vat hulle almal en besny hulle almal. En die besnydenis was die teken van die verbond wat God met Abraham gesluit het. En so lees ons, uit Abraham het Isak gekom, en uit Isak het Jakob en Esau gekom, en ons lees dat God vir Esau verwerp het, en Jakob was die een waardeur die geslagte gekom het. Jakob het daar die 12 stamme van Israel gekom. Toe die 12 stamme 430 jaar staan daar later wat die Here vir Abraham gewys het, toe hierdie geslag uit Egipte uit is, en toe het hulle nou uit Egipte, en toe by die berg Sinaï, toe sluit God weer 'n verbond met Israel, of bevestig hy sy verbond wat hy met Abraham, Isak en Jakob gedoen het, waar die 12, die 10 gebooie, die 2 kliptafels was, en toe het die volk gesien sonde doen in die tweede keer. Julle ken die geskiedenis. God is 'n God van die verbond. Die Joodse seentjies word eers op die 8ste dag na sy geboorte besny. Hoekom? Want na sy ma geboorte geskenk het, is sy vir 7 dae onrein. Dis hoekom die seun op die 8ste dag besny word.
Dis was die kinders, hoor mooi, die kinders van Israel was reeds in die verbond met God opgeneem. Hy het hulle ingeneem as sy volk. Die besnydenis het hulle nie salig gemaak, soos ons reeds gesien het, die besnydenis was die teken van wat God van die verbond gewees. Die verbond wat God eerste met Abraham gesluit het. En ons sien dit in die lewe van die konings van Israel. Saul die eerste koning, Dawid die tweede koning in Israel. Saul het God verwerp. Dawid het God nie verwerp nie, daar staan, en Dawid was 'n man na God se hart gewees. Die boek Hebreërs maak ook baie mooi, baie duidelik melding van die volgende, en dan staan dan noem hy hierdie geloofshelde in die geskiedenis van Israel, maar hy noem nie almal op nie, dan sê die Hebreërs skrywer, en God was met die meeste van hulle nie tevrede gewees. Die ou verbond. Jeremia 31 praat van die nuwe verbond. Dit sal nie meer op kliptafels wees nie, maar ek sal dit in julle harte skryf. Ek weet nie of julle weet, die afbeelding van die tempel, die heiligste en die allerheiligste, was 'n sinnebeeld van die ou en die nuwe verbond. Die heiligste gedeelte was die ou verbond gewees, waar die priesters elke dag ingekom het, en offers gebring het om versoening te doen vir die volk se sonde. Die allerheiligste was 'n gedeelte wat net die hoëpriester een keer 'n jaar, waar hy homself moes reinig voor hy kon ingaan, een keer 'n jaar vir homself en vir die hele volk 'n offer moes doen. Die dag toe die Here Jesus aan die kruis gehang het, wat het gebeur? Die voorhangsel het geskeur. Die nuwe verbond. Dit wat in die Ou Testament gebeur het, was 'n versinning van dit wat die Nuwe Testament, die volmaakte, die ou verbond, die heilige, die nuwe verbond, die allerheiligste. Vir my en vir jou as gelowiges toegang gegee tot God. Ons is nie meer heidene nie, maar Nuwe Testamentiese gelowiges, waar kinders gebore word en groot word. Die verbondsdoop is dus 'n verbond tussen twee, as die gelowige ouers, wat 'n verbond aflê met God, dat ek hierdie kind in die weë van die Here sal grootmaak, met die einddoel om hierdie kind na die Here Jesus toe te lei, of daardie kind moet self antwoord op die verbond. Dis ook die verbond tussen God en die kind, dat daardie kind ook eendag self op die roepstem van die Heilige Gees sal antwoord. Maar net so is dit ook waar, dat binne die nuwe verbond, skryf Paulus, nie almal wat uit Israel is Israel. Romeine 8, 9 en 10 praat baie mooi van die uitverkiesing. Die verbond is juis daar, sodat gelowige ouers kom om u voor om hulle kind aan God op te dra, om die kind binne die weë van die Here groot te word,
die weg van saligheid ook aan die kind te bring, met die hoop en die vertroue, dat die Gees ook op hierdie kind se pad sal kom, en dat hy ook sal antwoord op sy roepstem. Want die kind moet self tot bekering kom. Hy moet self eendag ook tot geloof kom. En die wonder vir my van die verbond is, nie omdat ek en jy die doopbelofte afgelê het, nie omdat ek uit die Bybel lees nie, maar omdat God die God van die verbond is. En dat hy die een is wat dit begin het, en dat hy die een is wat dit in stand hou. Ek dink dit bly een van die, of daar's baie onderwerpe in die Bybel wat eintlik baie diep 'n moeilike stukke gedeelte is om oor te praat. En dit is juis ook die verbondsteologie, wat 'n moeilike tema is om oor te praat, maar tog dink ek, glo ek dit was vir julle vanoggend bietjie meer duideliker as wat dit is. En ek sê altyd, die grootste probleem vandag in die kerk is, as julle wil weet hoekom die kerkbanke leeg is, behalwe dat ek glo dat ons nader na die eindtye toe beweeg, en die Bybel sê in hierdie laaste dae sal die mense afvallig word van die geloof, is juis die feit, omdat daar nie meer regtig mense vandag tot bekering kom nie. Mense kom nie weer waarlik tot geloof in die Here nie. En dit is verbondsouers se opdrag. Jy kan vanoggend net vir jouself die vraag afvra toe jy voorgestaan het en die doopbelofte afgelê het. Net jy kan jouself vanoggend antwoord of jy dit nagekom het. En as jou kind dalk afvallig geword het van die woord, al het jy vir hom of vir haar die waarheid gebring, dan lê die oordeel nie by jou nie, maar dan lê die oordeel by daai een self, wat God se genade dan verwerp. En dit moet ons juis as ouers aanspoor, om aan te hou en volhardend te bid vir ons kinders, dat ons kinders ook eendag by die kruis sal uitkom en sal kniel voor hulle Here en Meester. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, dankie vir die woord. Here, gee dat hierdie woord nie net tussen hierdie 4 mure sal vasbly, maar dat die woord sal uitgaan. Here, gee dat ons wat hier so sit, werktuie in U hande sal wees, Here, dat ons sal uitreik na hulle wat verlore is. Hulle wat dalk dink hulle ken U, maar hulle ken nie. Hulle wat van U weet, maar U nie ken nie. Hulle wat glad nie eers van U weet nie. Paulus skryf in Romeine 10. Hoekom mense tot geloof is deur die gehoor van die evangelie. Hoe lieflik is hulle voetstappe, skryf Jesaja, hulle wat die woord van God kom bring, die waarheid kom bring, die kruisboodskap kom bring. Dankie daarvoor, Here. Ek bid vir elke gemeentelid vandag, Here, dat U ons dag sal seën, U met ons sal wees, en dat U ook aan ons harte en aan ons lewens sal werk. In Jesus naam. Amen. Geliefdes,
Mag die genade van die Here Jesus Christus, ons Verlosser en Zaligmaker, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die inwonende Heilige Gees, by een en elkeen van julle wees. Amen.